kinders, dankie dat u elkeen van hulle beplan het, dat hulle nie maar toevallig gebore is nie, nee, u het hulle beplan nog voordat u die aarde gemaak het, en u ken hulle op hulle naam, u weet alles van hulle af, Here, en u arms is altyd oop vir hulle. Dankie dat elkeen van ons kinders by u welkom is, en toe die disippels die kinders wou keer, en hulle sê, maar die kinders is nie belangrik genoeg om na Jesus toe kom nie, toe het Jesus eintlik kwaad geword, en vir hulle gesê, laat staan die kinders, moet hulle nie keer om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Mag ons kinders, Here, elkeen in hulle hart weet en ervaar hoe lief u vir hulle is, en dat hulle altyd by u welkom is. Amen. Dankie julle. Dit wat ek nou so met die kinders aangeraak het, is nou ons tema vanmôre, die oop arms van Jesus. Nou, as ons in die evangelies lees, dan is dit so baie keer opvallend, dat Jesus juis kontak het met al die verkeerde mense. Al die mense wat die ander nie meer wil kontak hê nie, Jesus het met hulle kontak. En sy arms is vir hulle oop. Ek wil nou sommer 'n paar voorbeelde wys daarvan. Die eerste is natuurlik Saggeus, die tollenaar. En hoe Jesus hom uit die boom roep en sê, ek moet by jou tuis gaan, en toe gaan hy in Saggeus se huis in, en staan daar, almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus se optrede, Jesus se oop arms, verander Saggeus se hart en lewe. En dis so 'n belangrike beginsel wat ons moet onthou. Ek het nou al baie keer gesien, wanneer daar nou 'n ding is, wat mense oorstry en so, dan kan ons so aggressief raak oor daai punt wat ons wil maak. Byvoorbeeld op Facebook of op Twitter of wat ook al, dan sal ons punt so sterk stel dat mense eintlik verwerping beleef en glad nie beleef dat ons arms oop is vir hulle nie. En dan dryf dit hulle weg. In plaas daarvan dat ons Jesus se voorbeeld volg, en vir mense, selfs mense wat sondig is soos Saggeus, oop arms het. 'n volgende voorbeeld is die vrou wat op oorspel betrap is. En hulle sê toe vir Jesus, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Dit beteken, kinders, sy was getroud, maar sy het 'n verhouding gehad met 'n ander man. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Dit beteken om hulle met klippe dood te gooi. Maar u, wat sê u? Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. En toe het hulle almal een vir een weggeloop. En dan staan daar, toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus, wat hierdie vrou, wat erge sonde, een van die 10 gebooie direk verbreek het, en die mense verwerp haar en wil haar met klippe doodgooi, maar Jesus maak sy arms oop. Tollenaars en sondaars, daar staan geskrywe nou in, ek dink dit was in Lukas, die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê,
kyk daar 'n vraat en wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Die fariseërs en goed het gedink, die manier om God te dien is om jou af te sonder van sondaars en mense wat verkeerd doen, jou apart te hou van hulle en niks met hulle te doen te hê nie. God sê, hoe gaan jy ooit iemand op daai manier bereik? En daarom kom Jesus en hy maak sy hande en sy arms vir hulle oop. En sy liefde trek hulle nader. En sy goedheid raak hulle harte en bring 'n verandering. Hy doen dit nie deur hulle weg te stoot nie, maar juist deur hulle nader te trek. Die melaatses, die ouens wat almal, as hy naby jou gekom het, het jy gehardloop, want jy wil tog net nie aansteek en ook siek word nie. Jesus het afgekom van die berg af en 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man kom kniel voor hom en sê, Here, as u wil, kan u my gesond maak. Toe steek hy sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Daai tyd was daar wette gewees dat as 'n melaatse man binne 'n sekere afstand van jou afkom, dan kon hy doodgemaak word omdat hy ander mense se lewe in gevaar stel. Maar Jesus laat hom toe om tot hier te kom en toe hy hier kniel, toe gaan Jesus nader en hy raak aan hom. En hy maak hom gesond. Nou baie mense is nie fisies melaats nie. Maar ons beskou hulle miskien as melaats, omdat hulle goed gedoen het, wat maak dat ons niks met hulle te doen wil hê nie. En Jesus kom stel vir ons 'n voorbeeld, hoe om sulke mense te benader. En dan die vrou by die put, daar in Johannes hoofstuk 4, daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Nou vriende, daai tyd was dit so dat 'n man nie met 'n vrou gepraat het in die openbaar nie. En in die tweede plek het jy beslis nie met 'n Samaritaan gepraat nie. Die Jode het op hulle neergekyk en hulle as 'n bastervolk beskou en hulle wou niks met hulle te doen hê nie. Om die waarheid te sê, as jy per ongeluk aan 'n Samaritaan geraak het, moet jy jouself eers gaan reinig voordat jy kon gaan eet of tempel toe gaan of na die sinagoge toe gaan. Dit het jou onrein gemaak, het hulle gesê. Maar Jesus reik uit na hierdie vrou wat 'n Samaritaan is. Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Nou, dis 'n vreeslike kosbare ding. Sy was die eerste persoon aan wie Jesus sê, hy is die Messias. Een van die mense op wie die Jode en veral die Joodse leiers neergekyk het en hulle as niks werd geag het. Maar vir haar sê Jesus heel eerste, hy is die Messias. Die Samaritane glo toe in Jesus, net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat u met haar nie? Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly.
by hierdie onaanraakbares, het hy vir 2 dae gebly. Sy arms was vir hulle oop. Nou, wanneer Jesus hieroor praat, dan kom hy met 'n ander hart as wat die fariseërs kom. Die fariseërs het mense ingedeel in 2 groepe. Die wat in is en die wat uit is. En die inmense was eintlik net die Jode, en onder die Jode was dit nou veral die wat al die Joodse gebruike en die 10 gebooie en alles reg nagekom het. Hulle was in, en onder hulle was daar nou die fariseërs self, die godsdienstige elite. Die ouens wat so 'n trappie bo kan die ander was. En die fariseërs het gedink, hulle doen God 'n guns, om hulle self en die ander gelowiges te leer om weg te bly van die sondaars af. Om niks met hulle te doen te wil hê nie. Hulle het gedink, as hulle vir daai mense uit die kerk uithou, dan doen hulle God 'n guns. En toe kom Jesus, en hy doen presies die teenoorgestelde. En hulle dink, hy vertrap God se eer. Hulle dink, hy vertrap die eer van die Jodendom, van ons as Jode. En dit was een van die redes hoekom hulle hom nie as Messias wou aanvaar nie. Maar Jesus het anders opgetree. Hoekom? Want hy ken die Vader se hart. Hy wou vir ons kom wys, hoe is die Vader se hart? Dat die Vader 'n oop hart het vir mense, terwyl die fariseërs se harte toe is vir mense. En daarom sê Jesus hierdie mooi gedeelte. Die fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars. En hierdie mense wat siek is nie in die eerste plek fisiese siek mense nie, maar mense wat geestelik siek is, mense wat vasgevang is in sonde, mense wat God nie ken nie, wat nie die pad na God ken nie. Jesus sê, vir hulle het ek gekom. En Jesus ken die Vader se hart. Ons lees nou hier in 2 Petrus 3, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So, Jesus weet, dis die Vader se hart. En dis hoekom hy sy arms oopmaak, vir al die vir wie die ander hulle arms toemaak. Want die Vader wil hê, ook hierdie mense moet tot bekering kom, moet gered word, moet deel word van sy koninkryk. En ek is so dankbaar, dis die waarheid, want anders het ons ook nie 'n kans gehad nie, want ons is nie Jode nie. Ons was ook nie deel van die uitverkore volk nie. Maar dis juis oor hierdie hart van God, wat die boodskap uiteindelik by my en by jou uitgekom het. En wat ons deel geword het van God se koninkryk. En jy mag dalk vandag hier sit, en jy is gelowig, maar jy's op hierdie stadium dalk, wat jy voel, jy's ver van God af, en jy weet nie of God jou raak sien nie, jy dalk in sonde geval of wat ook al. Maar hoor dan vandag, die hart van die Vader. Hy wag vir jou. Nie met oordeel nie, maar met liefde. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom.
sodat hy jou kan reinig en skoonmaak, en jy weer naby hom kan lewe. Maar hy wil dit ook nie net vir jou en vir my hê nie. Hy wil dit vir die ander mense hier in ons omgewing ook hê. En daarom wil hy hê dat ek en jy die voorbeeld van Jesus moet volg. Die hart van die Fariseërs was in direkte botsing met God se hart. Dit was een van die redes hoekom Jesus gesê het, die tempel sal afgebreek word en niemand sal weer van die vrug van daai tempel eet nie. Hoekom? Want die Fariseërs het soveel wette en goed gehad, het dit so onmoontlik gemaak vir die mense om daar te kom en met God te ontmoet, dat God gesê het, dit dien nie meer die doel nie. En daarom is die tempel in 70 na Christus afgebreek en tot vandag toe nog nie weer herstel nie. Mag hy nooit by ons kerk kom, by ons gemeente kom en vir ons sê, julle mis my hart nie. My hart is vir die mense. My arms is vir hulle oop. En mag ek en jy 'n kanaal wees waardeur daai boodskap by die wêreld uitkom. Al die verkeerde mense, God se hart is vir sondaars. Maar die Fariseërs se hart bots met God se hart. God se hart is vir mense, die Fariseërs se hart teen mense. Hoe is NG Kerk Vogwel Noord se hart? En ek wil dit nou 'n bietjie verder persoonlik maak, hoe is die hart van jou huisgesin? En hoe is jou eie persoonlike hart teenoor mense? As ons dit nog bietjie nader bring, ons sluit baie keer mense uit, partykeer nie noodwendig omdat ek hulle verwerp of dink hulle kan nie deel wees van God se koninkryk nie, partykeer doen ons dit ook. Maar partykeer is dit nie die rede hoekom ons nie uitreik nie, partykeer is hulle net vir ons vreemd en anders, en ek weet nie hoe om teenoor hulle op te tree nie. En daarom bly ek liewers weg. Of hulle is nog in sonde vasgevang. En ek is bang as ek met hulle bemoeienis maak, gaan mense lelik praat oor my. Of hulle is en dink anders, hulle manier van doen is so anderster dat ons sukkel om daarmee oor die weg te kom. Of ons sien nie kans vir die offer wat dit vra om betrokke te raak nie. Want dit vra opoffering. Dit vra tyd en omgee. So, as ons dit nou moet toepas, dan moet ons vandag vra, wie is die vrou by die put vandag vir ons? Mense wat nou was soos daai vrou, die Samaritaanse vrou by die put, wat almal op neersien. Miskien is dit die Pakistanies. En ons het resentment in ons hart teenoor hulle, of wat ook al, en ons hou hulle half op 'n afstand. Ekskuus tog. Of dit kan haweloses wees. En ek moet nou bely, ek het hierdie week my so gestrip vir 'n ou wat elke dag of tweede dag daar by my is, en hom eintlik daar weggejaag, en na die tyd so skuldig gevoel, want ek het uiteindelik besef, ek het nou regtig nie soos Jesus opgetree nie. Dit beteken nie, ek kan altyd alles gee wat hy vra nie, maar ek hoef mos nou nie lelik te wees nie. Swart mense, homoseksuele mense, iemand wat deur 'n egskeiding gaan. Ons almal praat baie keer daaroor, maar wie van ons praat met hulle om hulle te ondersteun? Of gelowiges
wat iewers in sonde geval het, is ons bereid om ook vir hulle almal oop arms te hê, soos Jesus. So, as ek afsluit, sal ons soos Jesus die berouvolle sondaar verwelkom. Sal ons die wat nog rebels is, met sagtheid hanteer en sy rebellie met liefde afbreek. Sal ons die wat ons haat, lief hê. En mense wat anders is, insluit. Is ons arms oop, soos die arms van Jesus. Hemelse Vader, ons wil net vandag vir u sê baie dankie vir u oop arms, vir u oop hart. Dankie vir die oop hart vir ons, hier aan die suidpunt van Afrika. Dankie dat u van ons weet, en u hand ook na ons uitgesteek het om ons nader te trek. Dankie dat ons kan deel wees van u koninkryk, Here. Nie omdat ons beter is as ander mense nie, net uit genade. En Here Jesus, u het uit die hemel uit gekom om vir ons die hart van die Vader te wys. En toe het u op 'n stadium vir u disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En sal u my asseblief help, Here Jesus, om 'n oop hart en oop arms te hê vir mense wat u nodig het, al weet hulle dit nog nie eers nie. Help my om u verteenwoordiger te wees, om met u saam te werk, Here Jesus, om die oop hart van die Vader vir 'n verlore wêreld te wys. En vergewe ons, Here, waar ons dalk ons arms en ons harte toegemaak het vir mense, en nie bereid was om die offer te bring wat nodig is, om u liefde aan mense te wys nie. Help ons asseblief, Heilige Gees, en wanneer ons weer in 'n situasie kom waar u wil hê dat ons 'n oop hart en oop arms vir die wêreld moet wys, herinner ons aan hierdie boodskap asseblief. Mag ek op daai oomblik weet in my hart dat u my nou wil gebruik, en mag ek dan beskikbaar wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.